boys, ons is bietjie by jou Rhapsody Centurion, Rappas, soos dit na 10 bekend staan. En ek en nou Potta gaan bietjie bullchat hierso. Boys, die eerste game, kom ons begin met die bulle, lekker weggespring, dingetjies mooi geloop. Ek het amper gedog vandag is die manne in die jagklere reg vir hulle. Alright. Maar toe weer bietjie van die wa afgeval, dinge het bietjie rof geraak en hulle het nie heeltemal die leer opgekom nie. Yeah, I think clearly there are a lot of things which we can probably blame for the Bulls not winning. But in my opinion, maybe the new jersey not doing what it's intended to do. And I think the players don't know where the support is. Maybe the jersey is to blame. Moet wees. Boys, kom ons gaan aan na ons eie bodem toe. Cheetahs game weggespring. Ek dink nog steeds die Stormers game was beter hierdie week. Cheetahs enigste hoogtepunt was toe die een ou met sy halie amper geval het daar met die wegtrek na die uitdraf. En dan wil ek beweeg na die game wat vir my regtig saak gemaak het, boys. Die Lions game teen die Sharks op die park. Great game gewees, boys, fisies. Die manne het ingeklim, soos 'n klomp taai neuse in 'n container by 'n hawe. Laat aand na 1. Boys, dit was 'n fisiese game soos ek gesê het. Willem Alberts het 'n paar manne ingespuit. Dit was absoluut 'n fantastiese wedstryd gewees. Ek het 'n man gevra om bietjie in te kom vandag. Ons kom gesels hieroor. Ou Afrikaanse kommentator gewees totdat hy ander opsies gaan wegjaag oorweeg is. Boys, ou Ariel, wat is jou opinie van die game? Janie, kyk, baie dankie. Jy weet, in my dae toe ek nog was op 'n ander rugby program. Jy weet, ek het altyd gesê as jy ouens vinnig aan kan wys jy bal wyd kan speel, dan kan jy definitief wen op die dag. Dit is wat die Sharks vir my gedoen het. Hulle het goed gedoen. Die Lions het natuurlik ook karakter gewys. Die hare was bietjie regop. Maar definitief die Sharks wat op my op hierdie stadium vir my definitief die wen rugby speel. Dit is gewoonlik wat die telbord aan die einde dan vir 'n ou sê. Dan boys, natuurlik ons vaarkaart soos ek gesê het, die mense het hom gelike. Hy het ouens getackle terug tot in die kleedkamer tot op stage 1. Willem Alberts, die bone collector, hy was 'n absolute dier gewees. En hy is natuurlik ons vaarkaart vir die tweede keer running, baie goed Willem. Maar 'n ander man wat ek wil ook noem, boys, is Nick Cummins. Daai man van die Force. Die Honey Badger, soos hulle hom noem. Boys, hy lyk so bietjie soos 'n extra in 'n Viking movie en hy's bietjie unorthodox, maar fok dit lyk na 'n lekker ou daai. Hy lyk regtig vir my na 'n lekker ou. Lyk of 'n ou 'n braai, jy moet net so 3 kursusse vat om te weet wat die fok hy sê, maar dan gaan ons 'n lekker chats met daai mannetjie bou. Boys, ek wil aanbeweeg na 'n kwessie toe wat die nuus gehaal het en dit was 'n bietjie van dit was vir my lelik geweest. Ons het laasweek gepraat oor hierdie fantastiese einde van die UCT wat teruggekom het van die 18de eeu om die game te wen op die puck. En toe nou hierdie vieslike ding gebeur. Ons hoor daar is sprake dat hulle die naam gaan verander van UCT na EFC toe. Daar is sprake. Boys, daar is niks wat 'n ou se horriesmeter so in die rooi laat ref as 'n lekker 4:00 die oggend fight op die bult in Potch nie. Trust my. Gewoonlik is dit lekkerder om daar by die insleepkafee te gaan staan met 'n lekker halflou van die eenland en 'n 500 ml melkie. En dan kan jy hom so lekker leen en lekker kyk hoe die manne mekaar bliksem. Party manne kan geldjies bet. Dis gewoonlik die tradisie. Maar jy weet hoe die Kaapse mense, hulle eet nie by plekke wat hulle nie ken nie. En hulle toe besluit om met die wimpie mekaar bietjie te donder. Nou boys, daar's twee belangrike dinge wat ek geleer het uit hierdie ding. In die eerste plek, jy slaap maar nie aan 'n vrou nie, boys, dat jy maak maar kaak vir jouself. En in die tweede plek, as jy jou kop in 'n heuningkorf druk, moenie 'n facial verwag nie. Alright. Mense moet maar daar uitbly. Okay. Boys, dit was ons show chat netjie bol. Potty. Fuck potty.